Goeiemôre. Jy luister na die 101ste oordeenking in die reeks Kopskuif. Ons tema vir oggend is geluk en omstandighede. Ons praat ver oggend oor die tweede mite oor geluk, naamlik dat geluk afhang van my omstandighede. Ek onthou 'n aanddiens uit 1998 by Philadelphia Studentegemeente so goed soos gister. Of laat ek liewer sê, 'n oomblik uit daardie aanddiens. Dominee Hannes se boodskap het op die een of ander manier aangesluit by studente se persepsie van geluk in die lewe en veral hoe hulle oor geld dink. Hy sê toe: navorsing het bewys dat jy nooit weer in jou lewe soveel geld vir jouself sal hê soos nou nie. Dit was 'n kragtige stelling en hy het dit so in die lug gelaat vir effek. In die middel van daardie stilte sê 'n student links voor in die kerk kliphard: "Ag nee." Noodloos om te sê, ons het so gelag. Ons kon beswaarlik die res van die preek onthou of stil raak. Is dit 'n mite dat omstandighede ons gelukkig maak? Ek dink die antwoord is ja en nee. Kom ons begin by nee. Daar is soveel voorbeelde in die lewe waar omstandighede ons geluk direk beïnvloed. Kan jy indink hoe dit is om ontvoer te word? Of om omsingel te wees? Ons dink ons in die situasie waar ons sterwend is. Depressief, verlam, mishandel. In al hierdie ondraaglike of byna ondraaglike omstandighede ervaar ons emosies wat ons allermins van geluk sal laat praat of aan geluk sal laat dink. Om in jou huwelik verloon te word, deur jou beste vriend verraai te word. In sulke situasies is geluk nie eens ter sprake nie. Dit is omstandighede wat 'n direkte invloed op my geluk en my lewenssin uitoefen. Maar die antwoord is ook ja. Dit is 'n mite dat omstandighede ons geluk totaal en al beïnvloed. Deur die eeue het mense se verhale ons geïnspireer wat in die mees uitdagende en selfs onmenslike omstandighede bo dit uitgestyg het, oorkom het en wonder bo wonder tog lewens kon leef wat sinvol en vol lewensgeluk kon wees. Een van die bekendste persone waarna 'n mens opkyk is Nik Vujicic. Gebore sonder arms en bene, moes hy nie alleen die liggaamlike gebreke oorkom nie, maar die ongelooflike geboelie en gespot op skool verduur. Ondersteun deur sy familie en 'n onwankelbare geloof in God, het hy harder as die meeste mense op aarde gewerk om net die alledaagse dinge te kon doen, wat vir ons vanselfsprekend is, om te kan loop, om ons arms en hande te kan gebruik, om te kan opstaan as ons gesit of gelê het, om tande te borsel, met 'n mes en vurk te eet, om 'n pen op te tel en te kan skryf of papier te kan skuif, 'n boek te kan omblaai. Nie alleen het hy hierdie dinge bemeester nie, maar ook geleer om te swem, branderplank te ry, golf te speel en allerlei ander dinge wat eerlikwaar onmoontlik gelyk het met iemand met sy beperkte vermoëns en in sy omstandighede. En tog floreer hy en lewe hy 'n lewe van uiterste geluk. Ek deel vanoggend graag 'n video na die oggendoordenkings. 'n Kort insetsel waar hy self aan die woord is. Kom ons dink aan die lewe van Horatio Spafford, 'n suksesvolle prokureur en ouderling in die Presbyteriaanse kerk, het hy groot beleggings gemaak in Chicago. Hy het in allerlei eiendomme belê. Sy lewe was eintlik volmaak, getroud met die liefde van sy lewe en 4 pragtige dogters.
Maar in Oktober van 1871 het 'n reuse vuur Chicago as 'n stad heeltemal vernietig, platgevee met die grond en daarmee saam al Spafford se beleggings. 2 jaar later, toe Spafford weer sy voete begin vind het, was hulle op pad met 'n gesinsvakansie na Europa. Spafford moes ongelukkig as gevolg van werksverpligtinge eers bly en hy sou later by hulle aansluit. Terwyl die skip op pad was na Engeland, het 'n ander skip in daardie skip vasgevaar met 226 mense wat hulle lewens verloor het. Onder hulle was Spafford se 4 dogters van onderskeidelik 12, 7, 4 en 18 maande. Sy vrou Annie het oorleef. Toe sy in Europa voet aan wal sit na die reddingspoging, het sy 'n kort telegram vir Spafford gestuur met die woorde: "Saved alone." Terwyl Spafford per skip op pad was om sy vrou te gaan bystaan, het hulle oor die plek gevaar waar die skip gesink het met sy 4 dogters. En daar op daardie plek het hy die lied begin skryf: "It is well with my soul." Ek deel vanoggend ook 'n opname van hierdie lied. Dus, omstandighede het inderdaad 'n reuse invloed op ons lewens. Maar dit hoef nie die laaste sê te hê nie. Dit hoef nie ons van ons lewenssin en lewensvreugde permanent te beroof nie. Inteendeel, dikwels juis deur hierdie tragedies, terugslae en moeilike omstandighede word ons lewens getransformeer. Paulus sê juis dat deur hierdie dinge ons leer om God dieper te vertrou en deur die krag en die genesing van God getransformeer te word. Dink aan mense soos Ina Bonet, die slagoffer van die Modimolle monster. Nie alleen is sy gemartel nie, maar haar jong seun is ook deur hom doodgeskiet. Dink aan Natalie de Tooy, Siya Kolisi, Hetty Brits, ons voorouers wat die konsentrasiekampe oorleef het. En al ons familielede en ons vriende, bekend of onbekend, wat deur klein en groot heldedade, deursettingsvermoë en vasbyt, nie alleen hulle omstandighede oorkom het nie, maar dit oorwin het om 'n lewe te skep waarin baie van ons vandag leef, geluk ervaar, omdat hulle daardie storms trotseer het, die pyn verduur het. En ons vandag in hulle voetspore 'n lewe kan hê. Mag jy ook vanoggend vir jouself die krediet. Wel, vir God die krediet, maar tog op 'n manier is dit nodig dat jy self jou vanoggend so klop op die skouer gee en sê: ja, ook ek het omstandighede in my lewe oorkom. Miskien is jy nou daar. Maar laat mense se verhale jou inspireer om te besef, dit kan oorkom word. Daar is lewe na terugslae, verliese en trauma. Aan wie bring jy eer vanmôre? Wie is dit vir wie jy die Here wil dank, wat jou lewe inspireer, om ook jou omstandighede te oorkom? Mag die Here ons almal help, keer op keer, om ons omstandighede te oorkom. Kom ons bid saam. Hemelvader, net U alleen weet die diepte van ons lyding, die swaarkry van ons verliese, die donker en die dood, die magteloosheid, die stemme in ons kop, die verlange in ons hart. O Here, wil U deur die Gees kom in ons lewe nuut maak, dat ons omstandighede kan oorkom en voluit kan leef met lewenssin en lewensvreugde. Gee dit opnuut vir ons, o Heer, in Jesus naam. Amen. Liefde en 'n geseënde dag verder.